Dit is wat Daniel op die dag gesê het, bly uit die son uit, sowel die in die hemel as die in op Vrydag. Ietsie daarvan ook tereg in Annie se bydrae, naamlik dat vryheid van spraak en uitdrukking 'n heilige koei is, sonder om erkenning te gee aan die skade wat die onverbinde weergawe daarvan aan ons land se sosiale grond aanrig. Eerstens Annie, met die verwysing na die bestaande beperkings. Jy meen dit is genoegsaam, tog werk dit vandag nie. Ons het 'n groot gros mense wat hierdie bepaalde beperkings totaal ignoreer en nog steeds opreiende onhutsende opmerkings maak met ander groepe en sodoende die algehele gevoel van samehorigheid, naamlik nasiebou, in ons land verbinder. Tweedens het argumenteer dat die verdere beperking nasiebou as 'n natuurlike proses sal verbinder. Tot ons 'n atmosfeer skep waar nasiebou kan plaasvind. Met ander woorde, ons moet seker maak dat nasiebou, soos ek sê, as 'n natuurlike proses die ruimte gegee word om te floreer. En as gevolg van vryheid van spraak en uitdrukking is 'n bestaande gedaante, sit ons met mense wat nie mekaar op dieselfde tafel sit. En daarom moet ons dit verder beperk om seker te maak dat ons kan vooruitbeweeg op hierdie spesifieke gebied. Wat die organisasie van die res van my toespraak betref, ek ons vervolgens vlug na die begripsonderdeling voordat ek ons laaste 3 argumente hanteer. Wat die stand van die begripsonderdeling betref, het eintlik nie direk op die begripsonderdeling reageer nie. Ek verstaan dis met my Spaanse oorspronklike ontleding. Tog moet ons net seker maak dat hierdie 'n beleidsproposisie is as gevolg van die woord behoort dat die proposisie voorkom, wat feite proposisie elemente, soos dit ook duidelik uitkom. Daarmee, dames en here, beweeg na ons tweede hoofargument, naamlik dat 'n verdere beperking 'n logiese konsekwensie van die woord van ons grondwet se erkenning van verskyning. Grondwetlike erkenning van ons landse diversiteit, die gevolglik ook van emeritus aartsbiskop Desmond Tutu, sy metaforiese reënboognasie, sien ons baie prakties in ons 11 amptelike tale, maar ook in die feit ons grondwet in artikel 6 na totaal 26 tale verwys wat almal beskerming en erkenning verdien. Ons kry presies dieselfde tendens in die huidige verkorte weergawe van ons nasionale lied, waar die stem se Engelse weergawe aangepas is om te lei "Some call to come together and united we shall stand." En wat in die jare 90 die destydse president Mandela gevolge artikel 4 van ons grondwet by wyse van proklamasie bepaal is. Ons grondwet identifiseer dus baie duidelik ons diverse gemeenskappe as die boustene van ons nasie en wel soos wat selfs ons nasionale wese aandui, naamlik dat ons eenheid en diversiteit moet bewerkstellig. En hierdie gemeenskapsnasiebouproses kan immers slegs ontwikkel in as ons daarin slaag om die skeiding wat tussen gemeenskappe wat deur opreiende uitlatings gebring word te beperk. Ons derde argument, dames en here, vloei logies uit voort en lei dat bestaande vryheid van spraak en uitdrukking beperkings ondoeltreffend en sonder die nodige nasiebou effek is. Professor Johan Degenaar was hoogleraar in filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch en ook een van die eerste waarnemers om raak te sien dat ons deur die pen en deur die tong besig is om hierdie land uit mekaar te skeer. Laasgenoemde doen 'n sonder omhaal van woorde in sy boek, die Agnes in die hoofstuk The Way of Nation Building Discourse in sy boek Democratic Nation Building in South Africa. Die huidige weergawe van vryheid van spraak en uitdrukking is totaal teenproduktief en verskaf inderwaarheid olie op die vuur vir die vlamme van vertering wat Suid-Afrika in die gesig staar. In die publiekreg en die staatsleer word verwys na tuisgemaakte oplossings in die sogenaamde homegrown bepalings as autochtoon. Dit lees ons in byvoorbeeld Professor Gershon Carpenter van die Universiteit Departement Publiekregse boek Introduction to South African Constitutional Law. So benadering beteken dood eenvoudig dat ons uit eie bodem 'n oplossing ontwikkel om ons eie soortige probleem op te los. En ons autochtone oplossing maak dit is eenvoudig om vryheid van spraak en uitdrukking in te perk, totdat hierdie inherente drang om ander groepe af te breek bedaar het. Dis in die harte en op die tonge van ons land se baie viervreters tot bedaring gekom het. Vir ek afsluit, dames en here, ons laaste argument. Die uitsonderlike diverse aard van die Suid-Afrikaanse samelewing vereis dringende herevaluering om nasiebou te verseker. Professor François Venter, pas afgetrede dekaan van die fakulteit Regsgeleerdheid aan die NWI se Potchefstroom kampus, slaan die konstitusionalisme in Suid-Afrika, dit het akademies Augustus 2014, die spyker op die kop met die volgende slotsom. Konstitusionalisme se wortels in hierdie land is maar vlak. Die grond waarin dit geplant is maar klipperaak. En 20 jaar is betreklik min om 'n grondwet gefundeerde kultuur te vestig. Professor Wilco Likas, een van die wêreld se bekendste en mees produktiewe skrywers oor die kwessie van nasiebou en heterogene samelewings. Hy is hoogleraar in filosofie aan die Universiteit van Queens in Kingston, Canada, en het eerdoktersgrade vir sy werk byna reg oor die wêreld ontvang.
In sy boek Multicultural Citizenship ontleed hy die onderliggende redes kom nasiebou in Kanada, Switserland en Indië, almal lande wat bekend is vir hul diversiteit, suksesvol is. Want Suid-Afrika so sukkel om van die grond af te kom. En kom tot die slotsom met ons grondwet, al die bousteenheid wat nodig is vir nasiebou, wat dat verdere verfyning maak nodig is om die proses eindelijk te voer. En daarin vat ek saam. Suid-Afrika se nasieboukompas die afgelope 20 jaar as gevolg van verbale nydighede fokus verloor. Daarom Martin, het dit tyd geword dat ons nasieboukompas opnuut druk. Sodat ons nasieboukompas wat meestal in vervat is, duidelik tot sy regs laat kom. Ons beleidsvoorstel is hiervoor dis besonder gepas. Dit kom neer Martin op 'n byvoeging met artikel 16 van ons grondwet, waarop reinig van insine opmerkings oor die groepe wat reeds artikel 16 genoem word, naamlik ras, etnisiteit, geslaglikheid en godsdienst, strafbaar gemaak word en wat slegs sal geld toe die Menseregtekommissie bepaal het dat dit onnodig geword het. Hierdie voorstel dien as 'n bemagtigingsbepaling wat afbrekende element en sodoende beperk en sodoende nasiebou as 'n organiese proses toelaat om te gedei. Ons wil baie graag van jou Martin, op watter gronde julle het in die baie spesifieke voorstel van ons verskil.